Belyn jou aksies met doelgerigtheid om te kan floreer. Ons het nou al heel wat gevlieg en soms ervaar mense tydens die vlug die turbulentie wat mense in alles so 'n bietjie rondskud. En dan sê hulle gewoonlik jy moet jou sitplekgordel vasmaak en in jou sitplek bly. En dit laat mense net besef dat selfs met 'n baie duidelike bestemming en gevorderde navigasiestelsels sal 'n vliegtuig nog steeds nie noodwendig 'n perfekte reguit lyn volg nie. Dwarswinde, lugdruk, ander atmosferiese invloede veroorsaak dat die vliegtuig gereeld effens van koers afwyk. Maar tog bly die loods gefokus en die stelsels werk voortdurend om die vliegtuig terug te bring op die regte pad. Daar's voortdurende korreksies besig op pad na die eindbestemming. Want die eindbestemming, en dis die punt, die eindbestemming bly die motief en die maatstaf vir elke aanpassing. Die eindbestemming trek 'n mens as dit ware. Ons lewenspad is natuurlik ook onderhewig aan invloede soos vrees, verwarring, druk van buite, skielike goed wat met jou lewe gebeur waar jy nie te wagte was nie. En tog kan ons die goeie nuus glo wat staan in Jeremia 17 vers 7. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. Per implikasie, as ons dit op vandag se beeld kan toepas, God is die loods wat ons help om weer koers te vind. God help ons navigeer, selfs wanneer ons afwyk en turbulensie ervaar in ons lewe. Om te floreer beteken, ons moet ons aksies belyn met doelgerigtheid, met die eindbestemming. En doelgerigtheid beteken nie perfeksie nie. Baie keer gaan mense 'n bietjie van koers af, maar dit beteken volgehoue koerskorreksies wat ons aanbring in geloof. Martin Seligman, die vader van positiewe sielkunde, beklemtoon dat mense wat hulle gedrag en hulle doelwitte belyn met hulle kernwaardes en 'n groter sin van betekenis, ervaar 'n dieper vorm van geluk en welstand. So die sleutelvraag vir ons aksies om dit te bly belyn met doelgerigtheid is eenvoudig. Wat is God se bedoeling hiermee? Hoe wil God hê moet ek optree hiermee of in hierdie situasie? En dan word ons doel nie gedryf deur vrees vir mense of vrees vir mislukking of 'n negatiewe ietsie. Inteendeel, dit word eerder getrek met 'n groter visie van wat God wil hê ons moet doen en moet gebeur en in onsself moet ontsluit en God nooi ons saam in hierdie reis. Leef geïnspireerd.